Goeiemôre, ons is weer terug by depressie se bliksem. En vanoggend, toe ek wakker word en die eerste wat altyd by my opkom is, ek voel goed. Ek voel regtig vanoggend goed en dit is iets wat selde met my gebeur het, maar die afgelope tyd gaan dit baie goed met my. So dalk het jy vanoggend wakker geword met die swart hond. In my lewe het ek vir my so 5 honde geskep, jy kan vir jou 6 honde skep, maar ek het vir my geskep die wit hond, die grys hond, die charcoal-kleurige hond, die swart hond met 'n wit kolletjie, byvoorbeeld op die voorkop, en dan die pikgiet swart hond met geen anderste as die pikgiet donker put, waarin ons met tye in depressie bevind. En wanneer ek sê dat depressie is 'n bliksem, dan spel ek bliksem met 'n X. Maar depressie kan jou vinnig en hard in die diepste van alle plekke, die diepste onderdonkerste van die aarde waar ons in Openbaring lees dat Satan is gebind en dat die engel het die sleutel van die put in sy hand. Nou soms voel ek in my depressie dat ek ook in die donkerste dieptes is, daar waar Satan is, en dat ook die Here my deur toegesluit het, dat my deur ook toe is en toe bly. My depressie, wanneer ek sukkel, is nie die tipe wat jy sal kry vir 2 of 3 weke, en dan gaan hy weer vir 'n rukkie weg nie. Dis nie seisoonaal nie, hy slaan my op die mees onverwachte tyd, dan donereer hy my in die diepstes van dieptes. Maar wanneer ons kom by wit hond, soos ek gesê het, as ek die oggend opstaan, ek wakker word, dan voel ek voel goed. Ek voel op 'n skaal van 1 tot 10, voel ek 10. En wanneer ek soggens wakker word, en ek voel donkerte in my, ek voel angs in my, dan weet ek, dis die put waarna toe ek op pad is. Ek is op pad na die put van die hel toe. Is dit 'n kort tydjie, is dit 'n lang tydjie, daaroor gaan ek nog verder vorentoe gesels, maar nie een van ons se reis is presies dieselfde nie. Wat ek wel weet is dat of jy nou met depressie sukkel, kliniese depressie, bipolêre depressie, watter tipe depressie jy ook deurgaan, daar is in die meeste van ons depressie vegters se lewe 'n tyd wat kom wat jy wil self doodpleeg, jy wil jou eie lewe neem, jy smag daarna om jou eie lewe te neem. Mense daar buite kan nie verstaan, mense wat nie met depressie leef nie, mense wat nog nooit met depressie te doen gekry het nie, sal nooit 'n idee kan vorm hoe graag jy uit hierdie wêreld van depressie wil kom nie, dat jy bereid is, dat jy so ver gaan om jou hand aan jou eie lewe te wil slaan, en mense wat al reeds so ver gegaan het. In my eie lewe het ek al my eie depressie wat ek gebruik om met mense te gesels oor depressie, die reis wat ek het, my stryd wat ek het, en uit die aard van die saak is daar 'n handvol van hulle in die afgelope paar jaar alleen, wat ten spyte van die feit dat ons same pad begin loop het, wat ook hulle hand aan eie lewe geslaan het. Dit is altyd een van die tragiesste dinge vir my, wanneer ons begin vriende raak het, ons het gesels oor ons depressie, ons bemoedig mekaar, en tog, binne 'n week of 2 van dat ons gepraat het, dan neem die persoon sy of haar eie lewe. In my wêreld is dit nog net manne wat hulle eie lewe geneem het. En soos ek gesê het, dit is elke keer 'n tragiese geval, en wil ek sê dat dit baie moeilik is om mense wat met selfdoodgedagtes al vir maande loop, om vir hulle weer terug te bring, en hulle weer op 'n punt te kan kry dat hulle wil terugveg om die lewe te kan geniet. Waar het ek vanoggend wakker geword? Op 'n skaal van 1 tot 10, die beste wat ek kan vaar op die skaal van 1 tot 10, ek noem dit maar die depressieskaal. In my lewe, as ek op 10 is, dan voel ek goed, ek voel baie goed.
En dit is hoe ek die afgelope ongeveer 9 maande nou voel, en ek sal met julle deel van hoe kom ons in depressie in. Daar is soveel boeke geskryf oor depressie, daar is soveel videomateriaal, daar is soveel op Google wat jy kan lees. Die een ding wat ek geleer het is, dat wanneer ek in die diepste nood is, dat ek my geestelike lewe doodgaan in my. Wanneer ek sê doodgaan, dan bedoel ek so dood soos dood, erger as dood. Dis die swart hond, hy het nie eers 'n wit kolletjie op hom nie. My geestelike lewe stort in duie. Ek wil niks, maar niks weet van die Bybel nie. En wanneer ek in daardie gat van my lewe is daar net arms, monsters, wat elke dag en nag, 24 uur dag en nag, my lewe oorheers. Angs wat besit neem van my. 'n Angs wat ek vir niemand kan beskryf nie, maar ons gaan probeer om in hierdie tyd wat ons gaan reis, wat ek gaan reis, getuienis te los, 'n getuienis vir diegene wat met depressie stoei. Jy is nie alleen nie, jy voel alleen, maar ons gaan saam hierdeur stap, en wie weet, vir al wat ons weet, gaan ons iets by mekaar kan leer. Jy kan onder die like knoppie druk op die duimpie, jy kan subscribe druk, jy kan ook in die kommentaar, kan jy 'n kommentaar lewer, jy kan skryf hoe jy voel, of wat jy doen, en so gesels ons dan met mekaar ook deur middel van 'n video, nie van 'n persoon wat gestudeer het, of 'n graad het in psigiatrie of in sielkunde nie. Ek sê altyd ek is 'n QBE geval, Qualified by Experience, en ons manne wat deur dit is, ons vroue wat deur dit gaan, ek is nie deur dit nie, maar ek gaan deur dit, ek leef saam met dit van dag tot dag. As ek net vir 'n oomblik voel, dat ek 'n bietjie goor voel, dan begin ek regtig werk daaraan, dat ek van vlak 9 of vlak 8 weer terugwerk na vlak 10 toe. Ons gesels weer vorentoe. Ek vertrou dat hierdie video ook vir jou van hulp sal wees, om te hoor dat ons kan werk met die honde in ons lewens, en dat ons veral op die 5 honde kan fokus. Geseënde dag vir jou, en sterkte totdat ons weer met mekaar gesels.